Hallo en welkom. Vandag neem ons jou na Minami Senju in Tokio. Dis 'n plek, jy weet, waar dramatiese geskiedenis en moderne herlewing nogal onverwags langs mekaar bestaan. 'n Buurt van kontraste. Absoluut. In ons bronne, historiese stukke, reisnotas, selfs artikels oor stadsontwikkeling. Ja, hulle skets 'n prentjie wat wemel van stories. Ons gaan 'n bietjie dieper delf vandag. Kyk na die laag wat die buurt gevorm het. Veral die waarvan jy vandag nog so die echo's kan vind. Ja, ons missie om daardie stories en daai verborgde hoekies vir jou oop te breek. Dink aan wel regstellingsplekke wat ironies genoeg gelei het tot mediese deurbrake. Ja, dis nogal iets. En die plek waar een van Japan se grootste digters sy epiese reis begin het. En dan hoe die spooke van industrie plek gemaak het vir moderne gesinslewe. Kom ons kyk van naderby. Ons begin in die Edo-tydperk. Minami Senju was toe deel van Senju-shuku. Nou ja, nie sommer enige halte nie, maar die grootste van Edo se 4 hoofposdorpe, daai belangrike rusplekke langs die groot paaie. Wat dit ook uniek gemaak het, was die kombinasie van land- en riviervervoer. Jy weet, via die Arakawa-rivier, wat later deel van die Sumida geword het. Dit was 'n regte spulpunt. 'n Spulpunt. Ja, die naam Senju self. Dit mag dalk verwys na 1000 beroepe. Dit sê nogal iets oor hoe besig dit hier was. Hulle sê, agter 'n moderne woonstelblok, die Minami Senju Nichome Danchi, is daar steeds ou kliptrappe met diep groewe in. Regtig? Van wat? Glo van perde wat swaar reisbales daar afgelaai het. So 'n tasbare stukkie verlede, jy weet. Wow, maar hierdie besige plek het ook 'n donker kant gehad, né? Amper gruisam. Beslis. Naby waar die stasie vandag is, was die Kozukapara teregstellingsgronde berig. Sjoe. Openbare teregstellings. Ja, as 'n afskrikmiddel. En daai donker geskiedenis het baie konkrete spore nagelaat. Mense praat van die Namidabashi, die Tranebrug. Dis nou lankal weg, maar dit was naby waar die Nikko Kaido en die moderne Toded Arakawa tramlyn nou kruis. Dis waar gevangenes glo finaal van hul families afskeid geneem het, op pad na die einde. Dis nogal koud om daaraan te dink. Maar hoe onthou mense dit vandag? Is daar iets? Wel, kyk na die Aiko in tempel hier. Dis 'n tak van die hoof Aiko in Ryoyoku, spesifiek gestig om te bid vir die siele van die wat by Kozukapara tereggestel is. Maar hier is waar dit regtig fascinerend raak. Dis nie net 'n plek van rou nie, ook van onverwagte nalatenskappe. Soos wat? Wat bedoel jy? Dis die laaste rusplek van figure soos die legendariese dief Nazumi Kozo, Jirokichi. En daar's hierdie volksgeloof. As jy aan sy grafsteen raak, bring dit jou geluk om nie uitgevange te word nie. Jy maak 'n grap. Nee, glad nie. Nogal gewild onder dobbelaars en, glo dit of nie, sakemanne. Ook belangrike politieke figure wat tydens die aan sy suiwering tereggestel is, soos Yoshida Shoin. Hulle is ook hier begrawe. So misdadigers en politieke martelare op dieselfde plek. Presies, dit wys jou die kompleksiteit. Maar ek dink die mees verrassende koneksie het met medisyne te doen. Medisyne, hoe dan? Ja, dis 'n ongelooflike stuk geskiedenis. In 1771 het manne soos Sugita Genpaku en Maeno Ryutaku hier disseksies bygewoon van tereggestelde gevangenes. Dis gruisam, maar Hulle gehelp het om 'n Nederlandse anatomiese teks, die ontleedkundige tafelen, reg te verstaan en te vertaal na Japannes, die beroemde Keitai Shinsho. so wag 'n bietjie. Die staat se mees ekstreme straf, openbare teregstelling, het onbedoeld gelei tot 'n mediese revolusie wat kennis versprei het. Presies dit. Die ironie is, wel, dis amper oorweldigend. Daardie boek het Japanse medisyne fundamenteel verander. En vandag staan die Kanzo Kinenhi, die anatomiese waarnemingsmonument daar in Ekuin, 'n stille getuie. Vir jou as besoeker is dit nogal iets om oor te dink, nê? So naby die moderne stasie. Definitief. En jy kan ook die nabygeleë Enmeiji-tempel besoek, het jy gesê. Ja, vir die Kubikiri Jizo-standbeeld, ook ter herdenking van die tereggesteldes. Die kontraste is net wow. Maar Ekuin is nie die enigste plek met so swaar geskiedenis wat jy vandag nog kan besoek nie. Nee,
Daar is ook Yokanji-tempel met daai nogal onheilspellende bynaam, Nagekomedhaira, die ingegooi tempel. Ingegooi. Dit klink hartverskeurend. Wat is die storie daar? Dit hou verband met Yoshiwara, jy weet, Edo se groot plesierdistrik. Vir die kortesanes was die lewe dikwels wel brutaal. En as hulle gesterf het, veral sonder familie of geld, is hul liggame dikwels sonder enige seremonie na Yokanji gebring en basies net daar gelos, ingegooi. Dis verskriklik. Dit was veral erg na die groot Ansei-aardbewing in 1855. Baie het in Yoshiwara omgekom en hul liggame is hierheen gebring. Was daar niemand wat omgegee het nie? Tog wel, gelukkig. Die hoofpriester van Yokanji destyds, hy was blykbaar diep geraak. Hy het met groot deernis gedenkdienste vir hulle begin hou. Hulle skat meer as 20.000 vroue lê hier begrawe, met 'n skokkende gemiddelde ouderdom by dood van net oor die 21 jaar. 21? Sjoe. Is daar iets spesifiek wat besoekers vandag daar kan sien om hulle te onthou? Ja, daar is die Shin Yoshiwara Soreto. Dis 'n gedenkpagode, 'n stille huldeblyk. En die bekende skrywer Nagai Kafu, hy was gefassineer deur hierdie onderwêreld van Tokio en hy het die tempel gereeld besoek. O ja? Hy het geskryf dit was 'n hel tydens lewe, 'n rein land na die dood. Jy kan 'n klipmonument met sy gedig daar vind. Wat my altyd tref as jy daar is, die atmosfeer vandag. Dis so vreemd kalm, amper salig. Dit maak die hartseer geskiedenis eintlik net nog meer aangrypend. Ja, kan my voorstel. Goed, van die skadewees na ander soort nalatenskap. Minami-senju was ook die beginpunt van 'n ikoniese reis, né? Inderdaad, in 1689 het die groot haiku-meester Matsuo Basho sy reis na die diep noorde van Japan, wat hy so mooi beskryf het in Oku no Hosomichi, die smal pad na die diepe noorde, juis hier begin. Hier, in Minami-senju. Presies, hy het glo per boot met die Sumida-rivier opgekom en by die Senju-Ohashi-brug aan wal gegaan. En hy het nie net sommer deur gejaag nie. Nee, bronne sê hy het 17 dae hier in Senju gebly, besig om die openingsdeel van sy reisjoernaal te slyp. Dit was hier waar hy daai beroemde eerste haiku van die reis geskryf het. Yuku Haruya Torinaki u no me wa namida. Dis lente gaan verby, voëls huil, visse se oë is vol trane. Dis pragtig. Dit vang daai gevoel van afskeid en die begin van iets nuuts so perfek vas. Kan jy vandag nog letterlik in sy voetspore volg? Jy kan probeer. Vir jou wat belangstel, die bron staan beeld van Basho reg vir sy reis buite die JR Minami-senju stasie se wesuitgang. Dis 'n goeie plek om te begin. Dis amper asof jy hom daar sien staan, pen in die hand. En by die Susanoo heiligdom naby. Daar kan jy 'n klipmonument vind met juis daardie haiku daarop gegrafeer, saam met 'n afbeelding van hom. En jy kan natuurlik oor die Senju-Ohashi-brug stap. Die huidige brug is nuwer, maar die ligging, dis histories gelaai. En die uitsig oor die Sumida met die Tokyo Sky Tree in die verte. Dit verbind Basho se tyd met vandag op 'n nogal treffende manier. Goed, so van posdorp en poësie verskuif die fokus van Minami-senju nogal drasties, né? Met die koms van die Meiji-era. Ja, absoluut. Die Meiji-restaurasie bring industrialisasie. En Minami-senju se ligging steeds met daai water- en landverbindings maak dit 'n ideale plek daarvoor. Die ou posdorp-funksie begin natuurlik kwyn soos treinspore die landskap oorneem. Wat was die groot industrieë wat hier wortel geskiet het? Die heel groot een was die Senjo Saijusho, die Senju wolmele. Dit het in 1897 oop. Dit was Japan se eerste staatsbeheerde wolmele, hoofsaaklik vir uniforms, jy weet. Dit was so 'n landmerk dat dit die bynaam Rashaba gekry. Rashaba. Ja. Dan was daar ook die Tokyo Itagami Kaisha in 1888, Japan se eerste kartonvervaardiger. Karton. Dit klink wel minder dramaties as wol vir uniforms. Miskien, maar die storie daar agter is nogal oulik. Die maatskappy is gestig om 'n gewilde vertaalde westerse selfhelpboek te publiseer. En hulle het besef hulle het stewige westerse styl kartonomslae nodig. En sien daar, 'n nuwe industrie is gebore uit 'n
uit 'n literaire behoefte. Dis fascinerend. Ja, nee. Tokyo Gas het ook later 'n aanleg hier gehad, weer eens die rivier gebruik vir steenkoolvervoer. Is daar vandag nog iets van daai industriële tyd sigbaar vir 'n besoeker? Iets wat jy kan gaan kyk? Verrassend genoeg, ja. Die ware versteekte juweel is 'n gedeelte van die oorspronklike rooi baksteenmuur van die Senju wolmeel. Jy kan dit steeds in 'n woonbuurt kry, ingedruk tussen moderne geboue. Net 'n stuk muur. Dis ongelooflik tasbaar. Dis die mees dramatiese oorblyfsel. Maar die ou terrein huis nou onder andere 'n tegniese hoërskool en daar is 'n borstbeeld van die eerste direkteur. Vir meer konteks kan jy die Arakawa Furusato Bunkakan besoek. Dis die plaaslike geskiedenismuseum. Hulle het uitstallings oor die meule. En jy kan ook die moderne Tokyo Gas Senju Techno Station sien met sy groot ronde gashouers. Dis so 'n moderne ekko van daai industriële teenwoordigheid. Maar soos met die posdorp, het die industriële era ook wel tot 'n einde gekom. Ja, dit het. Na die Tweede Wêreldoorlog het die fabrieke stadig begin trek. Die wilmele het byvoorbeeld in 1960 gesluit. En dit het die weg gebaan vir die volgende groot transformasie, grootskaalse herontwikkeling. Veral vanaf die laat 1970s, spesifiek in die Shiori-gebied aan die ooste kant, naby die rivier waar baie van die fabrieke was. En hoe lyk daardie gebied vandag? Dis byna onherkenbaar, vergelyke met die ou industriële sone. Dis 'n moderne, beplande woonbuurt. Hoë woonsteltorings, soos die in River Harp Square. Breë sypaadjies, baie parke, soos die groot Shiori-park. Hulle het selfs tennisbane en braaigeriewe. Regtig? Braaigeriewe? Ja, die enigste in 'n Arakawa-park, glo ek. Daar's skole, winkelsentrums, baie gesinsvriendelik. Maar behou enigiets van Minami Senju nog daai ouer, meer tradisionele Tokyo-gevoel, daai Shitamachi-atmosfeer? O ja, beslis, die weste kant van die stasie. Veral rondom Kotsudori en in die rigting van Minova. Daar kry jy nog baie van daai gevoel. Tradisionele winkelstrate soos Joyful Minova. Al toon party nou tekens van ouderdom, klein winkeltjies verkoop steeds handgemaakte bykosse, paling, riviervis, oorblyfsels van die ou hoofwegkultuur, jy weet. So dis regtig 'n plek van twee helftes, die blinknuwe ooste en die meer tradisionele weste. En hierdie transformasie is nie net iets wat gebeur nie, mense is aktief daarmee besig, né? Jy het iets genoem van 'n projek. Ja, dis wonderlik. Die Frottayu-projek. Inwoners oud en nuut maak afdrukke. Jy weet, frottage van teksture in die dorp. Mure, manga-deksels, ou plakate. Hulle vryf met kleurpotlode oor papier om die gevoel van die veranderende stad vas te lê. Hulle mik vir 10.000 stukke. Hoekom 10.000? Wel, die sen in Senju beteken 1000. So dis sen vir Senju, 10 keer oor. Dis 'n baie kreatiewe manier om die laag van die stad letterlik te voel. Dis fantasties. Dit bring ons by daardie ander laag, die wat dikwels oor die hoof gesien word. Wat van die Yamaya-distrik? Jammer ja. Dis naby waar die Trannebrug was. Histories was dit 'n doyagai, 'n area vol baie basiese goedkoop lossiesplekke, doya vir dagloners. Hierdie werkers, hulle was die onbesonge helde van Tokyo se heropbou en ekonomiese groei, maar het dikwels in baie moeilike omstandighede geleef. En hoe lyk dit vandag? Nog steeds 'n doyagai? Dit verander vinnig. Baie van die ou doyas sluit of word omgeskap in moderne, bekostigbare gastehuise en hostels. En die nuwe gesig van Yamaya, dikwels internasionale rugsakreisigers. Hoekom juis hulle? Dit is steeds baie goedkoop, verbasend veilig, veral vergelyke met soortgelyke areas in ander lande. En die toegang tot toeristeplekke soos Asakusa of Akihabara, dis uitstekend. Dis net nog 'n laag van transformasie wat jy daar sien gebeur. Is daar maniere vir besoekers om hierdie dieper geskiedenis te ervaar, behalwe om net deur te stap? Ja, beslis. Jy kan uitkyk vir die Senju Nana Fushigi Tegata. Dis 'n soort stempelpaspoort wat jou na 7 historiese winkels lei vir spesiale items of afslag. Dis 'n speelse manier om te ontdek. Maar nog meer aangrypend is die Yamaya Yakan Kataribe Tour.
Dis 'n nagtoer gelei deur voormalige dagloners. Werklik? Ja, hulle deel hul eie lewensverhale en die area se geskiedenis. Dis 'n baie kragtige, persoonlike blik op 'n kant van Tokio wat min mense sien. Nogal 'n unieke ding om te doen as jy daar is. Dit klink intens. En dan is daar natuurlik die ou winkel self wat nog vasklou. Kimaya Chorchin, 'n lanternwinkel wat al sedert 1913 bestaan. Dis hierdie klein besighede wat te midde van al die verandering daai draad na die verlede lewend hou. Dit was regtig 'n fascinerende reis deur die laag van Minami Senju. Van posdorp tot plek van teregstelling in poësie, industriële spulpunt tot moderne woonbuurt met hierdie versteekte gemeenskappe wat self transformeer. Ja, die konstante draad is verandering, nê? Dikwels gedryf of beïnvloed deur daardie ander konstante, die Sumida rivier. Dit wys maar net hoe 'n oënskynlik gewone buurt sulke diep, komplekse en dikwels verrassende stories kan bevat, as jy net die tyd neem om te kyk en te luister. Hier is iets vir jou om oor te wonder. Ons het gehoor Senju mag dalk 1000 beroepe beteken. Dink nou aan almal wat hier geleef en gewerk het. Laksmanne, kortisanes, digters, fabriekswerkers, dagloners en nou gesinne in toringblokke en rugzakreisigers. Watter nuwe beroepe of lewensverhale is besig om die volgende hoofstuk van Minami Senju te skryf? En hoe kan jy, as jy dalk daar rondloop, al die eerste tekens van daardie volgende transformasie raak sien? Dankie dat jy saam met ons hierdie besonderse hoekie van Tokio verken het. Tot volgende keer.